volgende en laaste spreker vir die dag. Ons sê mega boer, al mense kan verskil, maar groot boer, suksesvolle boer, en ek dink hierdie storie van waar we kom is regtig belangrik om sukses in jou boerdery te bring, en dan dit wat hy vir ons bring is die denkwyse vir groei. Is George Barnard. So George Barnard is gebore in Potgietersrus en hy het sy jeug op die uitgestrekte Springbokvlakte deurgebring. Na sy skoolloopbaan by hoërskool Piet Potgieter het hy sy intrede in die boerdery wêreld gemaak. Op 16-jarige ouderdom het George sy liefde vir jag nagestreef deur beroepsjagkursusse te voltooi en was reeds op 18-jarige ouderdom betrokke by groot wildjag. In 1999 het hy sy fokus na boerdery binne die loskop skema verskuif, waar hy saam met sy vrou Marlene en al 3 dogters 'n boerdery begin vestig het. George het 'n diep toewyding en passie vir sy gesin, boerdery, jag, kerk, kultuur en geskiedenis. Hy het van vroeg in sy lewe af 'n aktiewe rol gespeel in verskeie rade en organisasies soos TLU, die AP Kerk, CVO en BCVO. George erken die belangrikheid van die verlede en die tradisies van vorige generasies boere en die impak daarvan op die huidige tyd en gemeenskap. Dankie George. Goeiemiddag julle, ek dink in die tyd is almal al lekker moeg en nie lus verder te luister na enige sprekers nie. Maar kom ons hou dit lewendig en voel vry as daar enigeen van julle is wat dalk 'n vraag wil vra intussen. Voel vry om my te stop en ons kan dalk 'n vraag of twee ook hanteer. Net 'n regstelling, Clemens, jy het gesê ek bly saam met my vrou in Marble Hall op saam met haar 3 dogters. Laas het gekyk het, was ek dan die vader van die 3 dogters gewees. En ek weet nie of dit oom Benny is en of dit tannie Marita se skuld is nie, maar ek sien op die program staan daar ek is 'n megaboer. Nou, ek kom eintlik van, soos jy gehoor het, van die Springbokvlakte af, en ek is bevoorreg dat die mense van die Springbokvlakte is. En vir die wat nie die Springbokvlakte ken nie, hy loop in 'n 7-jaar siklus. 6 jaar is hy droog, die 7de jaar is hy verdomp droog, en dan begin hy weer voor. Vir daardie rede het ek geskuif na die loskop skema toe, met 'n bietjie meer sekerheid oor besproeiingswater. So ek is nie 'n megaboer nie, want ons boer op posseeltjies. So ons eintlik maar 'n klomp maar plotters wat daar boer. So ek is verseker nie 'n megaboer nie. Ek het wel 2 pryse saamgebring, is 2 boeke wat ek vandag vir u gaan gee, vir die wat uit die aard van die saak of die regte stuk toerusting by hom het, of miskien dalk die vraag reg kan beantwoord. En die vraag, en dis, as u dan nou die vraag reg kan antwoord, sal u die wenner van die eerste boek wees, en die ouer generasie mag nie die vraag antwoord nie, so dis net die jonger generasie, die jong boere, of dan natuurlik die wat sal kwalifiseer om as jong boer te kan inskryf, of dan natuurlik die studente wat daar is. Sien, my oogpunt is dat boerdery is 'n baie edel beroep. Jy moet dit besef. U is bevoorreg om in die landbou te wees, maar dit is 'n baie edel beroep. Want jy lees van die begin af in die woord van boerdery. Abraham was 'n boer, sy seun Isak was 'n broer, sy seun Jakob was 'n broer. Dit is 'n baie edel beroep. Daarmee saam, natuurlik het ons vandag gehoor by vorige sprekers, kom ook 'n groot verantwoordelikheid daarmee saam. Maar het jy al so daaraan gedink dat alles wat ons in die landbou doen, is eintlik maar voortplanting? Alles wat ons doen, is voortplanting. Ons gebruik wel die produk as voedsel, of as kleding, of welke produk ook al, het sy dit verleer is, maak nie saak nie. Maar die eintlike doel is eintlik, dis voortplanting. Aan die ander woorde, die koei kalf nie, sodat ons die kalf kan groot maak nie, en dan eet nie, die koei kalf om haarself voort te plant. Die mielie maak 'n mieliekop, nie sodat ons die mielies kan gebruik vir die varkvoer nie, Wian. Dis juist sodat die mielie kan voortplant. Daar's 2 goed uit die aard van die saak, wat net voedsel is, wat homself nie kan voortplant nie. Net 2. En die vraag is, wie kan dit antwoord?
Daar's 2 produkte wat net voedsel is, wat homself nie kan voortplant nie. Die res is alles waarmee ons besig is eintlik voortplanting. Uit die aard van die saak mag my huis nie antwoord nie. Enige iemand wat 'n raaiskoot wil gee, ek gaan vir u 'n leidraad gee. Ek glo een is die Bybel. Is een is? Die Bybel. Die antwoord stel wel in die Bybel, maar dit is nie die Bybel nie. Maar die antwoord staan wel in die Bybel. Dit was my leidraad. Dit staan wel in die Bybel geskryf. Ons het 'n jong man met sy hand opgesteek en my het weer afgehaal. Ek gee die tweede leidraad. Die land van melk en heuning. Die produk, heuning kan homself nie voortplant nie. Melk kan homself nie voortplant nie. Die res kan homself alles voortplant. Baie geluk aan jou, jou naam is? Simonei. Hier's vir jou 'n boek. Fenominale boek. Jou man kan hom lees en jy kan hom ook lees as vrou. Mag dit vir julle so verrykend wees as vir my. Ek gaan vanmiddag probeer om dit wat van die vorige sprekers gesê het dalk so bietjie te inkorporeer, want ek dink as mens dit alles gaan na een punt toe gaan wees, gaan dit miskien dalk, en dit is dalk miskien my eie opinie, jy kan self daaroor dink, dat dit alles gaan neerkom op die een kardinale punt wat ek wil bereik. En dit is die denkwyse van groei en op die einde van die dag die meer belangrike ene is denkwyse. Ons weet natuurlik die tema van hierdie jaar se Jongboer Kongres is kweek 'n sterk gees. En dan dis die verkeerde ene wat nou op is. Dan Lorika, ek wil wel gesê het Jaco het gepraat van fokus. Toe laat dit my dink toe ek nou daar sit is as ek die trekkerbestuurders kan kry wat op Tannie se skyfie was, dan gaan ek ook dalk fokus nodig hê soos wat Jaco van gepraat het. Want die jonge dame wat daar was, sy aard van die saak, gaan 'n mens fokus nodig hê op jou plaas as jy sulke trekkerbestuurders het. So ons weet dat die tema van hierdie jaar is kweek 'n sterk gees, die denkwyse van die moderne boer, en dan nou die aard van die saak, my onderwerp is denkwyse vir groei. So my vraag is, soos ek vir vroeër gesê het, ek gaan dit in 2 dele deel, effens kyk na groei, en dan na denkwyse, maar die belangrike ding wat ek wil hê, jy moet vandag moet besef is, ons moet fokus op die denkwyse. Dis die belangrike punt vir my, is jou denkwyse. En jy sal later agterkom waarom ek die fokus juist daarop val. So die vraag is, wat is groei? As ons die woord groei vat en ons sê, wat is die betekenis van groei? Dan weet ons, dit is die proses waardeur iets verander of groter word, of selfs die volwassenheid kan bereik. En kan ons sê dat dit in ons eie boerdery van toepassing is, want ons weet dat ons boerderye kan verander, ons weet ons boerderye kan groter word, maar ons weet dat jou boerdery nooit 'n volwassenheid kan bereik nie. Selfs jy as mens sal nooit volwassenheid bereik nie. En ons sal later bietjie daaroor ook praat. Of ons kan uit die aard van die kant saak sê, dis 'n graad of 'n mate van toeneem. En dan weet ons dat wanneer ons meer na die finansiële kant daarvan kyk en met finansiële mense praat, sal hulle baie maklik vir jou sê dat jy moet of horisontaal of vertikaal in jou boerdery uitbrei. Met ander woorde gaan ons vertikaal uitbrei. In terme van dit wat ons doen in ons boerdery, gaan ons dit meer na hoër hoogtes toe vat, en daar's honderde maniere hoe mense dit in jou boerdery kan doen, wat suksesvol is. Gaan ons horisontaal uitbrei, gaan ons die boerdery vergroot, daar's modelle daarvoor, en daar's nie 'n reg of 'n verkeerd daarvoor nie, maar wil ek dit weer terugbring na jou denkwyse toe. En is denkwyse op die einde van die dag die belangrike punt? Sien, as ons terugkom na groei toe, is dit eintlik baie eenvoudig, want dit is 'n natuurwet. Enigiets wat nie groei nie, is dood. Enigiets wat nie groei nie, is dood.
Dit sluit jou boerdery in. Dit sluit jou as mens ook in. Enige iets wat nie groei nie, is dood. Dis so eenvoudig soos wat dit is. Wie van u het al gehoor van die term van samevoeging van marginale groei? Samevoeging van marginale groei. En dis die aspek van groei wat ek kortlik wil aanraak. Baie eenvoudig 'n gevalle studie, en ek wens ek kon 'n ander identiteit of land of nasie gebruik het daarvoor, maar verskoon tog, ek gaan nou die Engelse gebruik daarvoor. En die Engelse se fietsryspan staan bekend as Team Sky. Team Sky, in die om en by plus minus in 100 jaar van hulle bestaan, kon hulle slegs 1 medalje wen, die fietsryspan, Team Sky. Om en by in die jaar 2000, en dis debatteerbaar of dit in 2022 was, of nog bietjie later was, stel hulle afrigter aan met die naam van Dave Brailsford. Dave Brailsford sê, hy gaan die beginsel toepas van die samevoeging van marginale groei. Hy stel vir homself en vir die span 'n doelwit deur te sê, dat as ons dit gaan doen, wil ek dan ten minste oor 5 jaar die Tour de France wen. Want sien, as ons na fietsry kyk, dan sal ons vir mekaar sê dat om die Tour de France te wen, seker een van die hoogtepunte is. As ons na jou boerdery kyk, dan kan ons vandag vir mekaar sê dat daar vele toekennings is wat jy kan verower in jou boerdery, maar dit is eintlik irrelevant. Die vraag wat ek vir jou wil vra is, as ek vandag vir jou 'n model hier moet opsit en sê, dis hoe die ideale boerdery lyk. Dis hoe die boerdery lyk wat fenomenaal groei, dis die perfekte boerdery, gaan jy dalk vandag vir my sê, dis onmoontlik, ek kan dit nie bereik nie. Jy gaan dalk vir my sê, ek is reeds daar, waartoe moet ek verder gaan? Enigiets wat nie groei nie is dood. Maar as ek vandag vir jou die vraag vra, kan jy 'n bietjie beter doen as gister? Kan jy 'n bietjie beter doen as gister? Is daar nie iemand hier wat vir my sê, ek dink ek kan bietjie beter doen? Ek dink ek kan 'n bietjie beter doen. So Dave Brailsford kom en hy sê, ek gaan die beginsel van die samevoeging van marginale groei toepas. Hulle pas dit toe in die fietsry, op so ekstreme mate, dat hulle gaan en hulle vat die fiets in totaliteit, en hulle gaan sê, ons vat die band van die fiets, en ons verbeter hom slegs 1%. Ons vat die remstelsel, ons verbeter hom 1%, ons vat die sitplek, ons verbeter hom 1%, ons vat die handvatsels, ons verbeter dit 1%, en dit selfs so ver gaan om sê, kom ons vat die klere wat die fietsryers dra, en ons verbeter dit net 1%. Ons vat die kos wat hulle eet, en ons verbeter dit 1%. Hulle het selfs so ver gaan om te sê, en gaan bepaal, wat is die beste kussing om op te slaap. Slegs net die gewoonte van slaap, ons verbeter dit 1%. Die voedsel wat hulle inneem, ons verbeter dit 1%. Hulle het selfs so ver gaan om te gaan sê, wat is die beste room om aan te smeer, om die spiere meer soepel te hou, minder krampe te veroorsaak. Ons verbeter dit slegs 1%. Hy het selfs so ver gegaan om te sê dat elke spanmaat moet gaan evalueer wat is die tekortkoming onder mekaar, en selfs dit het hulle gegaan en gaan 1% gaan verbeter. Hulle begin in 'n nuwe ding, en ons het gehoor van innoveer en dink, en ons het gehoor om Philly, ek weet of hy nog hier is, het gepraat van alternatiewe. Hulle begin iets in die fietsry wêreld wat nooit daar was nie, en dit is om op te warm op 'n statiese fiets voor jy begin ry, en weer af te warm na die rit. Hulle begin dit, vandag is dit 'n algemene ding in fietsry. Onthou, hierdie is in die jaar 2000, dis voor hierdie verskriklike tegnologie wat ons vandag ken. Hulle begin dit, en die resultaat was gewees, dat hulle die Tour de France die 3de jaar wen.
Hulle herhaal dit in jaar 4 en hulle herhaal dit weer in jaar 6. Die doelwit was gewees dat hulle wou dit op jaar 5 wen. Die hoogtepunt kom in 2012 toe hulle 7 van die 10 Olimpiese medaljes gewen het. 70% van die medaljes wat beskikbaar is, wen Team Sky. So my vraag aan jou is vandag, jong boer, het jy al gedink wat die implikasie van dit in jou boerdery kan wees? As ek vir jou sê, kan jy bietjie beter wees as gister? As ek vir jou vra, kan jy die plantproses 1% verbeter in jou boerdery? Kan jy die giftoediening in jou boerdery 1% verbeter? Kan jy die wyse waarop jy besproei met 1% verbeter? Kan jy die wyse waarop jy topbemesting toedien met 1% verbeter? Kan jy die wyse waarop jy jou finansies bestuur met 1% verbeter? En ons kan aangaan en ons kan aangaan en ons kan aangaan. Die vraag is, wat is die resultaat daarvan? Die resultaat daarvan is eenvoudig, dat wanneer jy, en dit is onmoontlik om dit te kan doen, maar vir 'n jaar lank, dag vir dag, elke dag 1% verbeter, is die resultaat op jy op dag 365 37 keer verbeter het. Nie persent nie, 37 keer verbeter het, as voordat jy begin het. Die ander kant van die muntstuk, en dit vir die skooliere, ek weet nie of die juffrou al vir julle in die klas ook gesê het, jy's 'n 0 op 'n kontrak. Die ander kant van die muntstuk is, dat deur elke dag 1% swakker te wees as die vorige dag, jy op dag 365 0 is. Alles wat nie groei nie, is dood. Baie belangrike beginsel wat jy in jou lewe moet leer is dat dade verander in gewoontes. Dade verander in gewoontes. Hier sit 'n sportman, ons was bevoorreg om na Wian te luister. Jou dade word gewoontes. Dis iets wat 'n goeie sportman vir jou elke dag sal sê. Dit word 'n gewoonte. Hou dit net aan doen. Verbeter elke dag 1% op dit wat jy gister gedoen het. As daar een ding is wat ek my kinders leer, dan is dit as jy vanoggend jou 2 oë oopmaak, en wanneer jy vanaand jou 2 oë toemaak, is die enigste vraag wat jy vir jouself vra vir die dag, het ek 'n verskil gemaak? En ja, as die antwoord is ja, dan het jy 1% gegroei. En dis al wat jy nodig het, om konstant te groei. Denkwyse vir groei. Ek het vroeër vir julle gesê, dat ek gaan dit in 2 deel. En wil ek hê dat u vandag moet besef, dat die tweede gedeelte, naamlik jou denkwyse, die belangrikste deel is van die groei. En wil ek begin deur die gedeelte van Spreuke 4 vers 23 vir u voor te hou, wat sê, bewaar jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Sien, wanneer ons die woordjie hart vat, en ons kyk wat die Hebreëse literatuur vir ons sê van hart, dan is dit die hele wese van die mens. Die diepste bestaan van die mens is die beskrywing van hart. Ja, die mens bestaan uit 3 dele, liggaam, siel en gees. Maar ons kan die woordjie hart vat en ons kan dit vervang met emosie. So ons kan vir onsself sê, bewaar jou emosies meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Ons kan ook sê, bewaar jou denkwyse meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe.
Vra vir jouself die vraag af, is die rivier, as jy bevoorreg genoeg is, wat voor jou plaas verbyloop, belangrik, of is die oorsprong van die rivier die belangrikste? Want sonder die oorsprong gaan daar nie 'n rivier wees nie. Is die dam op jou plaas, as jy soos ek boer, die belangrikste deel, of is die oorsprong van die kanaalwater die belangrikste van waar dit kom? Want as daar nie 'n oorsprong is nie, help dit nie jy het 'n dam nie. Sien, jou denkwyse vir groei is die belangrikste komponent wat jy kan besit en wat jy gaan hê as 'n moderne boer, anders sal jy nooit groei in jou boerdery nie. So jou denkwyse is die belangrikste enkele faktor om groei te bewerkstellig. Ons emosies verander ons denke, wat lei na ons dade, en ons dade verander in gewoontes, en uiteindelik vorm dit ons karakter. Dis onlosmaaklik. Ons emosies verander ons denke, wat lei na ons dade, wat ons weet, verander in gewoontes. Op die einde van die dag vorm dit jou karakter, verander dit in groei. So, my liewe jong boer wat hier sit, en ek praat nie met die ouer generasie vandag nie, want dit is mos 'n jong boer kongres. Ek wil vir u vra, het u al vir 'n oomblik gaan stil sit? En dan moet ek met die tong in die kies sê, in my boerdery, en oom Shaal was al bevoorreg van Landbouweetblad om daar by my te kuier, en dan teen aardappel uithaal-tyd sal my vrou vir hom sê dat oom Shaal, ek kan al in die bakkie se leier hoor, dinge is nie lekker daar buite nie. Dinge hinder. My liewe jong boer, het jy al gaan stil sit vir 'n oomblik en gesê, vir jouself gevra, hoeveel besluite neem jy op 'n dag? Het jy al vir jouself die vraag afgevra, hoeveel besluite neem jy op 'n dag? En onthou dat elke besluit wat jy gaan neem, gaan 'n gevolg hê. Dit gaan of reg of dit gaan verkeerd wees. Maar jy gaan 'n besluit moet neem. Soveel besluite neem jy as moderne jong boer elke dag op jou plaas. Plant ek vandag, plant ek môre. Moet ek die land weer werk, moet ek die land ploeg, moet ek kom rip. Moet ek mielies plant, moet ek sojas plant, moet ek sonneblom plant, moet ek koring plant. Moet ek die prys vasmaak, moet ek nou insette koop, moet ek dit later doen. Al daardie besluite gaan bepaal, op die einde van die dag, gaan jy groei, gaan die boerdery winsgewend wees. Al daardie besluite het 'n faktor. So my vraag aan jou is, wat gebruik jy om die besluite te neem? Wat gebruik jy as jong moderne boer van vandag om 'n keuse of 'n besluit op jou plaas te neem? En nou moet ek versigtig wees hoe ek die volgende aanraak. Ons het gehoor van oom Johan, nee, as ek reg is, van oom Johan wat gepraat het oor die liggaam en die gesond wees. Nou moet ek versigtig wees hoe ek verder gaan. Maar gelukkig is hier baie van my Springbok vlak vriende wat my ken, so wat 'n tegnologie gebruik ons om besluite te neem? Sien, en hier gaan ek nou by die punt kom waar ek die tweede boekprys gaan weggee. En nou wil ek vra, weer eens vir die jonger gehoor wat hier is, hoe lyk jou selfoon? Wie het selfoon hier?
Moenie skaam wees, jy steek jou selfoon op. Ek sien almal het slimfone hier, is ek reg? Is daar iemand wat nie 'n slimfoon het nie? Maak dit 2. Wie het die oudste telefoon hier beskikbaar in terme van tegnologie? Nie skaam wees nie, seun. Is dit jy sê so? Ek is nie skaam vir my foon nie. Wie die oudste telefoon hier? Al is dit dan nou 'n nuwer generasie foon, wil niemand nog 'n boek hê nie. Kom seun. Kom haal vir jou boek. Kom haal vir jou boek. Jou naam is? Leon van Rooyen. Leon, geluk. Ja, dankie. Al vereiste is jy moet die boek lees, né? Nee? Moet hom lees. Ek sal probeer. Juffrou, jy kan vir hom vra of hy die boek gelees het. So wat gebruik jy om daardie besluite wat ons daagliks neem? Wat gebruik jy om daardie besluite te neem? Sien, ons leef in 'n era waar tegnologie ons totaliteit in terme van menswees oorgeneem het. Daarmee sê ek nie tegnologie is verkeerd nie. Jy moet my mooi verstaan. Ek gebruik ongelooflik baie tegnologie in my boerdery. Ek is 'n voorstander vir tegnologie. Die vraag is tegnologie jou slaaf of is hy jou meester? Dis die vraag. Is hy jou slaaf of is hy jou meester? Sien, ons het in 'n era inbeweeg en dit raak al hoe vinniger dat kunsmatige intelligensie besig is om ons oor te neem. Ek dink Jaco het gepraat van ChatGPT. Kom ons dink net vir 'n oomblik, as ek vir jou die woord sê, kunsmatige intelligensie. Wat klink dit op die oor vir u? Kunsmatige intelligensie. So nou is die vraag wat gebruik jy vir groei om jou volle potensiaal te bereik as 'n moderne mens om die regte besluite te gebruik? Meeste van u gaan vir my sê, kunsmatige intelligensie. Ons is in daardie era, ons het daarin beweeg, ons kan nie daar uit beweeg nie. Ek stem met u 100% saam. Dit het gekom en is hier. Ons het dit gebruik. Die vraag is, wat is kunsmatige intelligensie? Wat is die betekenis van kunsmatige intelligensie? Dis die intelligensie waarmee masjiene of sagte ware vorendag sal kom in teenstelling met die intelligensie van mens en dier. Dis presies wat dit vir jou sê dit is. Kunsmatige intelligensie is die intelligensie waarmee tegnologie of sagte ware vorendag sal kom in teenstelling met die mens of die dier. En nou wil ek by die enkele belangrike faktor uitkom wat ek vir u gevra het vroeër. Wie het al gehoor van intuïtiewe intelligensie? Intuïtiewe intelligensie. Sien, intuïtiewe intelligensie is die plaasvervanger wat God in die mens geskape het as kunsmatige intelligensie. Sien, hoe lank vat dit om so plus minus 40 jaar se ondervinding op te doen? 40 jaar. Dis hoe vinnig dit is. Dit vat jou net 40 jaar om 40 jaar se intelligensie op te bou. As daar een enkele faktor is wat jy vandag met jou kan saamneem, deur alles wat hier die vorige sprekers van ons gesê het, is dat jy die vermoë as moderne boer moet besit om jou intuïtiewe intelligensie te kan gebruik om 'n besluit te neem. As ek al die data vir jou gee,
tot jou beskikking. Ons het vroeër gedink, ek dink dit was Johan gewees, wat gepraat het van Omani by die koöperasie, oor wanneer gaan dit kom reën. En as jy mooi dink van wat Johan gesê het, dan kan jy eintlik die intuïtiewe intelligensie van Omani in die antwoord wat hy gegee het, daarin raak sien. Omani het sy intuïtiewe intelligensie gebruik om die antwoord te gee van wanneer dit gaan reën. Sien, ek kan vir jou al die data in die wêreld gee en dit voor jou kom neersit en op die einde van die dag gaan jy 'n besluit moet neem. Die vraag is, wat gaan jy gebruik om daardie besluit te neem? Anders as jou intuïtiewe intelligensie. Daar's niks anderster wat jy kan gebruik nie. So jy moet die vermoë ontwikkel, dag vir dag, 1% vir 1%, om jou intuïtiewe intelligensie as mens konstant te bly groei. Gaan jy foute maak? Verseker gaan jy foute maak. Ek het nog niks in my lewe geleer uit dit wat ek reg gedoen het nie. Ek het ongelooflik baie uit my foute uitgeleer. Jy gaan elke dag moet die vrymoedigheid hê om te sê, ek gaan 'n besluit neem op grond van my intuïtiewe intelligensie. En jy as jong boer wat hier sit, het die ongelooflike voorreg, vir die wat julle wat dit tog mag hê, om te sê, ek kan my pa vra, wat die 40 jaar se ondervinding het, want hy gaan vir jou intuïtiewe intelligensie antwoord gee, en jy kan dit gebruik, om weer eens die volgende jou besluit te neem. Sien, jy is veronderstel om elke geslag slimmer en slimmer te wees as die vorige geslag. Want die vorige geslag se intuïtiewe intelligensie kan jy gebruik, jy kan dit weer aanwend tot die volgende generasie om besluite te neem. Ons het gehoor vanoggend van NWK, wat hulle met die jong boere doen. As jy mooi kan onthou, het jy gehoor wat hulle gesê het, in terme van die inligting wat hulle vir die jong boere gee. Wat is dit anderster as intuïtiewe intelligensie van dit wat in die verlede gebeur het, om die makliker besluit te neem oor wat ons nou moet doen, of wat ons môre moet doen, of wat gaan werk, of wat gaan nie werk nie. Ongelukkig is dit so, en hieroor is ek uitgesproke, dat ons het tegnologiese slawe geword. Ons het tegnologie in totaliteit opgeneem en ons vertrou dit ten volle. Jou brein is niks anderster as 'n spier nie. As jy die brein nie oefen nie, Wian, jy wat 'n sportman is, wat gebeur as jy nie oefen nie? Sien, ek sê dit vir my kinders ook altyd, dit is baie maklik om onfiks te word. Doen niks. Dit is baie maklik. Fiks word inteendeel is weer bietjie moeiliker, jy moet iets doen. Dieselfde met jou brein. Ons weet nou wat is die betekenis van kunsmatige intelligensie. Wat is die betekenis van intuïtiewe intelligensie? Dis die vermoë om iets onmiddellik te verstaan sonder die behoefte aan bewuste redenering. Die vermoë om iets onmiddellik te verstaan sonder die bewuste redenering. Wie van julle het al die voorreg gehad om saam met iemand in 'n land in te stap, maak nie saak of dit 'n aardappelland of 'n mielieland is, en hy kyk na die plante en hy sê vir jou, hierdie plant het 'n kalsiumtekort, hierdie plant het 'n kaliumtekort. Maar ons wil 'n toep gebruik om vir ons die antwoord gee. Ek is al bevoorreg gewees, een van my vriende, daarbo in die noorde, is 'n beesboer. Hy werk toevallig vir vleisentraal, Johan. Christian het die vermoë, hy stap in 'n vreemde boer se kraal en dan sê hy, daai kalf behoort aan daai koei, jag hom saam daai koei deur. Daai kalf is daai koei se, jag hom soontoe. Wat anderster is dit as dat hy die intuïtiewe intelligensie het om te weet
dat dit die regte ding is. Dit word dag vir dag geleer en ontwikkel. Sien, dit is so spoorsny. Ek was bevoorreg gewees en lê my na in die hart. Is die veld, is die natuur. Want sien, jy is as landbouer het ek vroeër gesê, dat jy is bevoorreg dat jy elke dag eintlik in die skepping kan werk, dat jy elke dag vir God kan aanskou, want hy openbaar homself in ons in die natuur. Wil jy vir my sê dat jy nie God kan sien in elke sonsondergang wat daar is, of in daai donderby wat verby is, vir die reënboog daar staan nie. Sien, wanneer jy op daardie spoor van daardie bok is, en jy loop op daardie spoor, dan verloor ons soveel kere, verloor ons daai spoor. Raak weg. Maar as hy spoorsnyer vir jou sê, hy sê, ons gaan net aan, maar ons kan hom nie sien nie, maar ons hou aan. 10 meter, 20 meter, 50 meter verder, wat gebeur dan? Dan kry ons weer die spoor. Wat anderster is dit as sy intuïtiewe intelligensie wat vir hom gesê het, hou aan, ons gaan hom kry, ek weet, hy sê. Hoeveel keer gebeur dit nie in jou boerdery, waar jy op 'n punt kom, waar jy nie meer weet, moet ons vorentoe of moet ons links of moet ons regs gaan nie, maar jou intuïtiewe intelligensie is die enigste ding wat jou gaan vorentoe dryf om te sê, hou net aan, die oplossing is net hier voor. Die oplossing is hier, gaan net aan. Partykeer gebeur dat die oplossing kom nie. Gaan terug. Net 2, 3 tree. Die rooibok is toe nie hierdie kant verby, nie, hy is net links van die klip verby, maar hier is hy. Dan gaan ons weer. Dis jou intuïtiewe intelligensie. God gegewe aan jou. Sien, die slimste man, in my opinie, wat nog ooit gelewe het, is Albert Einstein. Albert Einstein het gesê, die intuïtiewe verstand is 'n heilige gawe, en die rasionele verstand is 'n getroue dienaar. Ons het 'n samelewing geskep wat die dienaar eer en die gawe vergeet het. Hoeveel jaar terug het Albert Einstein geleef? Hy kon dit net sowel vanoggend geskryf het. Want ons lewe in 'n samelewing wat die heilige gawe vergeet het. En gesê dat iets anderster gaan vir ons die besluit in ons boerdery neem, in die wyse waarop ons gaan groei. Iets anderster gaan vir ons die inligting of die antwoord gee wat ek soek. Dit bestaan nie. Dit sal nooit bestaan nie. Want daar sal nooit 'n plaasvervanger vir intuïtiewe intelligensie wees nie. Dat kan nie. Jou intuïtiewe intelligensie is die belangrikste faktor wat jy as jong moderne boer vandag moet hê om groei in jou boerdery te bewerkstellig elke dag. Die vraag is, besef ons dit? Gryp ons dit aan? Koester ons dit? Werk ons elke dag daaraan om te sê, ons kan 1% verbeter op die dag van gister? Want jy sal nooit die volwassenheid kan bereik nie. Jy sal altyd kan groei, as dit in jou is, en die wil en die keuse is om elke dag te wil groei. Ek wil afsluit, en ek wil vir julle die vraag vra. Vra jouself weer eens die vraag, is tegnologie jou slaaf, of is hy jou meester? Ek wil vandag vir jou sê, geagte jong boer, as hy jou meester geword het, pas op. As hy jou slaaf is, gebruik hom om jou intuïtiewe intelligensie te verbeter. Want as jy dit kan gebruik, dan kom jy op die punt waar jy as jong moderne boer kan groei dag vir dag. Dan kom jy op die punt waar jy die moderne boer moet weet hoe om data te analiseer,
logiese denke te gebruik, maar op die einde van die dag die vermoë van intuïtiewe intelligensie gebruik om besluite te neem. En as jy dit kan regkry, beloof ek jou, sal jou boerdery groei, dag vir dag. Baie dankie.